Goeiedag liewe vriende, ek sit hier so saam met oom Charles Pieterse en oom Charles is 'n man wat nogal gereeld Amerika toe gaan om seisoonaal daarso te gaan werk. Hy is ook 'n boer hier so in Suid-Afrika en hy gebruik die goeie inkomste wat hy kry uit die Amerikaanse werk uit juis om sy boerdery hier so in Suid-Afrika mens kan amper sê te subsidieer vir die inkomste wat hy daar maak. En ek het gedink omdat daar so baie belangstelling nou is in Amerika, miskien om daar te gaan werk soos hy op 'n H2A program of selfs van die ander mense wat daar permanent wil gaan vestig en plaaswerk as 'n opsie daarna kyk, om vir julle 'n bietjie meer inligting te gee van hoe dit is om in die landbousektor in Amerika te werk. Die rede hoekom ek eintlik hierso by oom Charles is omdat hy 'n plaasaanval oorleef het 'n paar jaar gelede. En soos baie van julle seker weet, ons is besig met 'n dokumentêr oor die vervolging van blanke mense in Suid-Afrika. Die dokumentêr se naam is Crimes Against Humanity en hy gaan seker hoor 'n ruk op my Engelse kanaal verskyn. Maar in elk geval toe oom Charles vir my vertel van sy proses dat hy basies elke jaar oorgaan, partykeer vir 'n volle seisoen wat nou 9 maande is, of ander kere vir 'n korter tyd wat miskien net 3 maande of minder is, dat dit dalk 'n goeie idee is om met hom te gesels oor presies hoe dit daar gaan, wat 'n mens kan verwag en natuurlik die belangrikste vraag van almal wat werk soek is, hoeveel word hulle betaal? Baie dankie dat oom met my kom gesels. Dis 'n plesier, Willem. Sê vir my oom Charles, kom ons begin maar by die vraag wat almal wil weet. Hoeveel word julle betaal daarso in Amerika? Elke staat het 'n ander betaling. So waar ons in North Dakota is een van die state wat beter betaal. So ja, en mense moenie dink dit is net geld maak, maar jy werk vir jou geld. Dit is nie 'n kwessie van ek kry net dollars nie. So jy moet uithaal en wys, anders is dit ook nie die moeite werd om te gaan en dan kan jy maar in Suid-Afrika bly as jy nie die hoeveelheid ure kan insit om die dollars te verdien nie. So per uur praat ons van so? By North Dakota op hierdie jaar 2025 is hy 1921 as ek nie verkeerd is nie. Per dollar per uur. So ons kyk na so R350 'n uur basies. Rolweg in Suid-Afrikaanse terme. En dan hoeveel ure werk 'n mens dan nou per week oom? In goeie weke gaan ons 80 tot 100 ure. Swakker weke, as dit nou reën, party plase vat die mense in as dit reën, ander plase laat jy by die huis bly, maar dan hardloop jy so tussen 40-50 ure gemiddeld, ja. As dit nou reën of daar's 'n rede hoekom die plaaseienaar of die bestuurder of wie ook al besluit daar word vandag nie gewerk nie, word julle niks betaal nie. Nee, ons kry geen geld vir no pay. So jy word betaal vir elke uur wat jy werk en maar die teenkant daarvan is as jy 'n dag 12-14 ure moet insit, word jy vir 14 ure betaal. Ja. Ja, so julle ure word geklok. So as ons dan nou kyk na, kom ons sê jy werk 80 ure 'n week, as ek dan nou so vinnig my som kan maak, dan is dit R28,000 'n week op 'n goeie week. R28,000 'n week, so die ouens kan tot en met R100,000 'n maand maak, wat nie sleg is vir ek wil amper sê vir 'n laborer soos wat dit is nie, want jy moet nie dink jy gaan daar instap en enigstens 'n bestuurspos hê of vir ander mense enigstens sê wat om te doen nie. Jy gaan self pik swaai, nie? Ja, nee, dis verseker so dat jy gaan maar die werk wat die manne hier vir jou doen, gaan jy dit daar self doen. So jy is die ou wat vuil word, jy is die ou wat met die harde werk doen, pik, staan, graaf, uitvee, die shops uitvee, die trekker self was. Jy doen al daai tipe van goed doen jy jouself. Daar is nie ander een nie en die Amerikaner los maar maklik sy tools op die vloer en maak vuil en mors olie en jy moet dit maar skoon maak. So jy is maar die laagste daarso, jy saam met die Meksikane. Ja, ons is maar dieselfde as die Meksikane. Kyk, hulle kom ook op 'n H2A program in Amerika in. So ja, jy's maar onder. Ek meen, as jy die geld wil verdien, hou jou mond en doen jou werk. Natuurlik. Sê vir my oom is nou al so bietjie ouer, as kom ons sê daar word nou 'n sloot gegrawe met 'n pik en 'n graaf. Gaan hulle miskien vir oom, omdat oom so bietjie ouer is, sê nee, wat laat oom dalk eerder 'n makliker werk doen
as die ouens wat besig is om pik te swaai of moet oom saam met die 20-jariges pik swaai en niemand gee om of neem die oom se ouderdom in ag nie. Die ervaring wat ek het is, daar is nie respek vir ouderdom nie. Jy sal doen wat die 20-jarige ouetjie doen, as ons moet sloot grou, gaan jy saam met hom sloot grou, jy gaan saam met hom trekker was, jy gaan saam met hom vloere was, jy gaan saam met hom toilet skoonmaak. So, jy's gelyk met enige ouderdom daar. So, die ouderdom tel nie by hulle nie. So, jy doen wat almal vir jou sê moet jy maar doen. Ek hoor wat oom sê, so as ons dit kan saamvat, aan die een kant maak 'n ou goeie geld, baie beter as wat jy in Suid-Afrika kan maak. Jy maak wat 'n ingenieur met 'n paar dekades ervaring het in Suid-Afrika maak. Maar aan die ander kant is dit nie lekker werk nie en dis harde werk. Sê vir my oom, as 'n ou dan nou, kom ons sê jy het goeie ondervinding, jy was nou al vir 40 of 30 jaar 'n boer hier in Suid-Afrika, jy ken van boer, jy het die kennis, jy het die ervaring. Is daar 'n moontlikheid dat jy dalk in 'n hoër posisie daar gaan wees as jy oorgaan, of maak dit glad nie saak nie, of jy nou niks weet nie of jy nou baie weet, jy gaan altyd 'n laborer wees? Nee, ongelukkig tel hy ondervinding en goed tel nie vir 'n beter posisie nie, tensy hulle nou sê hulle soek 'n voorman of iets spesifieks, maar as jy as 'n H2A werker Amerika toe gaan, all the same. Almal is dieselfde, jy word nie beter behandel oor ek nou 'n graad het in 'n ding nie. So ons gaan almal dieselfde werk doen. Jy het net 'n bietjie voordeel as jy gaan dalk nou makliker trekker ry as wat die ou wat nie wat 'n trekker ry nie. Jy gaan dalk nou moet vloer vee en die ou moet net aanhou gaan die trekker nou ry. Okay, ons het nou gepraat oor ondervinding wat 'n mens moontlik mag hê in Suid-Afrika in die landbou, maar wat van die ondervinding moet jy daarso opdoen as jy vir hulle sê jy kom nou al 6 jaar lank Amerika toe? Gaan hulle dit in ag neem of ook nie? Nee, verseker neem hulle dit in ag. Hoe meer male jy in Amerika is, en hoe makliker is dit vir jou om daar in te kom. Omrede jy nou hulle tipe toerustings en hulle tipe manier van werk en al daai dinge is jou kans baie beter om dink ek om in te kom in Amerika as 'n ouetjie wat nou vars uit Suid-Afrika uit inkom en nie dalk nie die regselfde ondervinding het van daai ou nie, want die ou wat in Amerika weet nou presies al daai tipe trekker werk so en daai stroper werk so en daai ding werk so. So jy het definitief 'n voordeel vir die ou wat alreeds daar was. En jy het natuurlik ook verwysings van ander Amerikaners vir wie jy gewerk het natuurlik. Ja, dit en dan as ons nou ons name opgee by die agente, dan sê hulle 'n klomp papierwerk wat ons moet doen en dan vra hulle daarin wat jy sê, okay, wat se trekker het jy gery? Hoeveel ure het jy al op daai trekker spandeer? Wat het jy met daai trekker gedoen? Het jy gecultivate of het jy geplant of gewat? En hulle vra dit, jy het nou 1000 ure al met 'n 629 John Deere gery en ek het dit gedoen met hom en goed. En dit kom alles op daai ding en daai manne lees daai goed maar deur as dan besluit hulle. Ja, en dan bied hulle jou 'n onderhoud aan met die boer en dan daarna dan besluit die boer, okay, vat jy of hy vat jou nie. Ek verstaan. So sê vir my oom, sal oom dit aanbeveel vir ander Suid-Afrikaners, miskien in oom se posisie, bietjie ouer en wat al hier gevestig is of dalk jonger ouens, vir enige van daai twee? Ek sal dit verseker veral vir jong mense aanbeveel. Ons jong blanke kinders kry nie werk in Suid-Afrika nie. So dis 'n goeie inkomste vir hulle. Die belangrikste ding wat ek net wil by sê is dit raak 'n leefwyse, veral vir die jonger garde. Hy verdien groot geld, so hy wil nie meer met 'n R20,000 kom sukkel hier by die huis nie, so hy gaan nou elke jaar oorsee en dit plaas hoë druk op jou verhouding met jou vrou en jou familie en al daai dinge. So ouens moet baie kop hou, wil ek sê, in verband met dit. Ek meen, ja, die geld is lekker, maar dis 'n helse opoffering aan jou familiekant want ek meen, as jy vir 9 maande van jou vrou al weg is, moet jy nou eers haar eerste tyd nou weer leer, want sy het geleer, sy doen met jou geld wat sy wil, en jy daai kant gedoen met jou geld wat jy wil. So dis 'n aanpassingstyd weer vir jou as sy terugkom. So die ouetjies moet net versigtig wees dat dit nie die geld alles oordonder nie. Verseker.
As 'n ou nou daar in Amerika wil bly, dan moet ou anders kyk na daai betaling. Dan is dit nie meer jy wat kom ons sê na 9 maande R900,000 huis toe bring nie. Dan is dit jy wat nou $4,000 'n maand in Amerika of dalk miskien nader aan $5,000 'n maand in Amerika verdien, wat $60,000 'n jaar is. In Amerika is dit nie baie geld nie, nê? Nee, glad As jy daar wil 'n lewe bou nie. Ja, nee, glad nie en daar sit ek altyd met die Suid-Afrikaners vas want almal wil Amerika toe en soos jy nou sê, jy verdien $6,000 argumente onthaalwe, maar jy moenie vergeet nie, ek moet 'n huis nou met $6,000 hier, ek moet 'n voertuig koop met $6,000, ek moet kos koop met $6,000 en kos is ontsettend duur in Amerika. Die ouens besef dit nie, dit kos my as persoon, dan eet ek ligweg, ek meen $150 'n Nie so lekker soos hier nie. Nee, jy eet nie T-bones en steak nie, jy eet varkchoppies en hoendervlerkies. En dit kos jou $150 'n week om net te lewe. Ek meen daar's nie luks Die eet nie. minimum. Ja. Dan lewe jy net. Ek meen jy met 'n telefoon betaal so. Ek dink nie die manne wat net wil Amerika gaan bly en dink dit gaan maanskyn en rose wees. Dit sal so wees nie. Vir ander ouens werk dit, vir ander ouens werk dit nie. Natuurlik. Ek dink dit werk dalk as 'n ou in 'n ander beroep Amerika toe gaan, maar mens moenie landbou dan nou oorweeg as 'n beroep waarin jy gaan ingaan tensy jy jouself kan opwerk op 'n manier na 'n posisie toe waar jy baie meer as dit verdien nie. Want jy verdien eintlik amper naby aan minimumloon, nê, as jy oorgaan soos wat oom nou. Ja, wat gebeur Willem, dit is 'n minimumloon. Ja, dit Die is eintlik staat sê vir jy mag daai ouens nie minder as dit betaal in daai staat nie. So dit is 'n minimumloon. Maar die ander ding is die Amerikaners wat op die plase self werk, kry nie vreeslik baie meer nie hoor. Hulle kry nie baie meer nie. So hulle is omtrent so by $25, $28. Hier en daar is wat dan bietjie meer kry. Maar dis duur om in Amerika te lewe, regtig. Kyk, dit is natuurlik hoekom daar so baie werk beskikbaar is vir Suid-Afrikaners of vir Meksikane of wat ook al, is omdat die Amerikaners wil nie daai werk doen nie, want die kool is nie vir hulle die sous werd nie, die hoeveelheid geld wat hulle kry vir hoe hard hulle moet werk, gee hulle net nie daai idee dat hulle dit graag wil doen nie. Natuurlik, so dis eintlik al voor die hand liggend. As die ouens sou belangstel om oor te gaan, hoe doen hulle dit en is dit maklik of is dit 'n moeilike proses? Dis 'n redelike lang proses. Jy moet maar die beste wat ek jou kan raad gee is om by die agente jou name op te gee en te sê wat se ondervinding jy het. Moenie lieg op jou CV nie. Hy gaan vir jou terugstuur. So ek garandeer jou, die Amerikaner gaan jou terugstuur binne die eerste week. So hy gaan dadelik sien as jy vir hom gejok het. Ja. As jy vir hom gesê jy het op 'n plaas groot geword en jy het nie, gaan hy weet. Ja, hier is een paar ouens wat baie geduldig is, maar die meerderheid van jou, as jy gesê het jy kan 'n stroper en jy kan hom nie ry nie, gaan hy vir jou terugstuur en dan is die kostes op jou. So wees eerlik, moenie aanjaag in Amerika nie. Moenie drink en bestuur nie. Wees net rustig en normaal, want jy is daar om geld te maak, om te werk, nie om te jol nie. As jy gaan om te jol, is jy by die verkeerde plek. Dis al baie ouens wat oom gesien het wat oorgaan en dan gaan maak hulle moeilikheid en hulle drink en bestuur en jaag aan. Ja, jy kry maar elke plaas het maar manne wat maar die borrel nader trek. So dit is maar 'n probleem. Die jong mannetjies raak roekeloos, hulle is stout, hulle gooi voertuie om en hulle drink en beklei en daai goed so. Dis nie waarvoor ons gaan en daai manne maak die Suid-Afrikaners se naam sleg. So ek as jy soontoe gaan met die doel om geld te maak en om geld huis toe te bring en vir jou toekoms te bou. As jy wil gaan drink, kom sit by jou huis en drink in Suid-Afrika. Maar oor die algemeen sou hom sê ons het 'n slegte naam daar in Amerika, dat miskien in sekere plekke of het ons oor die algemeen 'n goeie naam nog in Amerika? Nee, ons het 'n goeie naam nog daar. Ek meen die boere sal nie die met Suid-Afrikaners vat nie, want hulle weet ons is harde werkers. Ek meen ons doen 3 keer die werk wat een Amerikaner doen. 3 keer bietjie minder geld. Vir baie minder geld kry jy 3 keer meer werk gedoen. Ek meen byvoorbeeld hulle sal vir jou sê haal af hierdie
Ryla lorry se brieksilinders en goed, dan vat dit my 2 ure, dan sê hy vir jou, "Yes, like, maar jy's vinnig, my Amerikaner vat my 3 dae om dit te doen." So, ons werk baie vinnig, en dis hoekom hulle die Suid-Afrikaners so 'n aanvraag is, want die Suid-Afrikaners werk. Hulle is aan die gang, hulle is besig, is maar net as die mannetjies maak baie keer droog as ons byvoorbeeld dit reën en die ouetjies is af, hy's vervelig en hy het niks om te doen en dan begin hulle nou stout wees en so aan. Daar's hy, dankie oom. Alright Willem, mooi gaan, baie dankie. Baie dankie vir almal wat gekyk het. Wees verseker om op ons kanaal in te teken hier op YouTube. Ons plaas vir jou inhoud in jou belang. Totsiens. God seën elkeen van julle wat kyk.